Erns, goeiedag. Weer lekker om saam met jou te kuier vir hierdie derde sessie vandag, waar ons nog met Psalm 143 die tussentyd beskou. Ek wil vandag bietjie kyk na 'n joernalis se uitsig, maar ek gebruik die 10de vers van Psalm 143 uit die 2020 vertaling. Leer my om te doen wat vir U aanvaarbaar is, want U is my God. U goeie gees moet my lei op gelyk grond. Is dit nie mooi nie? U goeie gees moet my lei op gelyk grond. Ons bevind onsself steeds in die spannende afwagting van die tussentyd. Ons verwag die koms van die gees van Christus, maar ons eet steeds die brood van onsekerheid. Dis 'n tyd wat moed verg van ons. Dis hier waar ons mekaar nodig het, maar ook waar ons deur fyn lense na die wêreld kyk. Omdat ons die bewus bly van die feit dat hy ons vertrou om fakkels van lig en hoop te bly. Dis hoekom vandag se teks uit dieselfde psalm kom as die vorige twee. Leer my om te doen wat vir U aanvaarbaar is, want U is my God. U goeie gees moet my lei op gelyk grond. Ek hoor hier in 'n kreet om balans. Die psalmdigter soek vastigheid in sy geloof, soos ons. Ons weet dat ons Here Jesus ons begelei deur hierdie wagtyd. Hy wil dat ons die juwele van geloof ontdek, poleer en tentoonstel aan 'n wêreld waarin hoop soms ontbreek. Sonder om jou nou tot moedeloosheid te dryf met die stories van die wêreld rondom ons, weet jy as gelowige intuïtief dat ons moet weet wat rondom ons op alle vlakke gebeur. Jy sal saamstem dat baie in ons land en die wêreld gebeur het, sommer in die nabye verlede. Dit is in hierdie wêreld waarin ons gestuur word soos skape tussen wolwe, versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Daarin word ons bemagtig deur die Heilige Gees, want ons het 'n voorsmaak van die verhaal se einde. Dit kom met die laaste woorde van Jesus aan sy disippels in Matteus 28. Hou goeie moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Nou moet ons leer om die klimaat rondom ons fyn te lees. God is aan die werk en ons werk saam. Daarom moet ons oplettend leef om sy vingerafdrukke te herken. Ek wil jou graag vandag voorstel aan 'n Britse aristokraat, Barones Camilla Cavendish. As ek haar prestasies regtig tot hulle reg wil laat kom, gaan ons ten minste 'n uur of meer nodig hê. Die titel waarmee sy aangekondig word is lank. The Right Honourable Baroness Cavendish of Little Venice. Ek maak nie mooi lekker uit wat dit alles beteken nie, maar kom agter dat sy beslis baie fyn geteel is. Sy is ook as Britse joernalis hoog in aanvraag en geniet baie steun. Haar mening word deur swaar gewigte waardeer en haar invloed strek wyd. Sy is 'n skrywer vir die Financial Times wat gesaghebbend invloed uitoefen op 1 miljoen lesers wêreldwyd. Sy word beskou as die mees toonaangewende skrywer in hierdie tydskrif in die internasionale arena. Sy het al tallose internasionale toekennings verwerf en internasionale vormer van menings is sy gewis. Ek het geen idee van haar persoonlike geloofsoortuigings nie. Maar in die uitgawe van 5 Januarie van hierdie jaar het sy nogal 'n bom laat bars. Dit laat 'n mens dink. Sy begin haar artikel met 'n opmerking dat die westerse hemisfeer die denke baie gemaklik geraak het met die idee dat ateïsme eintlik die regte manier van dink is. Jy herken die woord default. Skielik is sy glad nie meer so seker dat dit volhoubaar is nie. Sy maak 'n baie sterk stelling. Secularists must remember that religion is on the rise. Dis nogal 'n vars bries in die Britse omgewing waarin die militante ateïste vir geruime tyd die nuusopskrifte amper oorheers het met aggressiewe veroordelings van geloof. Gelowiges is uitgekryt as oningelig, naïef, agter die tyd, liggelowig. So as jy jou voete op die pad na welvaart wil sit, moet jy liewer by hulle geleedere inval. Dis nou die moderne ongelowiges. Jy moet leer om te leef in hierdie harde werklikheid. Geloof is net 'n pie in the sky, too high to come by. Camilla baseer haar stelling dat geloof nie sommer afgemaak moet word nie op die feit dat 4/5 van die wêreldbevolking steeds identifiseer met een of ander geloof. Nie die Christelike geloof nie, maar een of ander geloof. Weliswaar slaan sy die Christelike geloof nie as heel bo aan nie, maar sy maak 'n baie sterk stelling dat die bevolkings wat die vinnigste groei, met ander woorde die hoogste getal geboortes registreer,
sterk identifiseer as gelowig. Sy verklaar verder dat Sub-Sahara Afrika die mees dramatiese groei in die Christelike geloof aanmeld gedurende die 20ste eeu. Die verwagting is dat die Christelike bevolking gaan verdubbel na 2050 toe, tot ongeveer 1,1 biljoen. Daar is ook tekens, so beweer sy in haar artikel, dat die jonger geslag op soek is na iets meer as materialisme en hulle dus tot die Christelike geloof wend. Merkwaardig dat veral die sogenaamde Gen Z's, dis nou ouderdom 13 tot 28, daar blyklik baie oop is vir geloof en 'n honger het na geestelike leiding en beter waardes. Kerkbywoning styg selfs in Europa. Finland saw a doubling of young men attending church in the past decade, though no one knows quite why. Die kerke wat die hoogste groei vertoon, blyk die charismatiese groepe te wees, omdat hulle meer geleentheid bied vir deelname wat die hele mens insluit. Sy maak baie interessante stelling in die verband oor openbare figure. Uitgesproke oor hulle Christelike geloof, wat tallose volgelinge op YouTube-kanaal opgebou het. Ek noem net een, Amerikaanse biskop Robert Barron, het ongeveer 1,8 miljoen volgelinge op YouTube. Die Kanadese sielkundige Jordan Peterson skram ook nie weg om die Bybel aan te haal in sy optredes nie. Ek het al verwys na die befaamde historikus van Engeland, Tom Holland, wat geen geheim maak van sy terugkeer na die Christelike geloof nie. Toe hy een Sondag saam met sy ma na haar kerk toegegaan het en daar in die banke van 'n doodgewone Anglikaanse kerk met geen indrukwekkende prediker nie, het hy net opnuut bewus geword van God, om homself opnuut toegewy aan die Here. Nou, ons het gesê, ons is hier in die tussentyd in baie goeie geselskap. Daar heers 'n nuwe soeke na ons God en Vader. Kyk uit vir sy vingerafdrukke en bou jou geloof. Jy is in goeie geselskap. Dankie Here, dat U die lewe vir ons so indrukwekkend inkleur. Ons sien U vingerafdrukke. Ons wil dit volg en ons wil saam juig dat ons God steeds sy skepping in sy hande vashou. Dat elkeen wat ingeskakel is vandag, dit ervaar, Here, U teenwoordigheid. In die naam van Jesus. Amen.